Baie welkom by week 3 van geestelike dissiplines. Waar ons 'n bietjie gesels oor dissiplines wat belangrik is om te verseker dat ons geplant bly. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike atmosfeer en dat ons saam met wonderlike mense hierdie kan doen. Here, oor U kan praat, saam kan groei en meer van U, meer van die heerlikheid, meer van die teenwoordigheid in ons lewens kan verwelkom. En dankie dat ons excited kan wees oor die journey waarop ons is, elkeen is en waar ons op pad is. En dankie dat ons weet dat U dit met ons goed bedoel en dat elkeen van ons storie, dat daar nog so baie is wat wag en wat moet gebeur. En ons is opgewonde om te sien wat U in en deur ons wil doen. Dankie dat U ook vanaand gebruik en mag alles wat U gebeur, U naam verheerlik in Jesus naam. Amen. Nou, laat ek sien by wyse van hand opsteek. Wie van julle, nadat ons hierdie begin het, se geestelike dissiplines het 'n nuwe wending aangeneem of nuwe betekenis gekry? Great, daar's dan 'n paar hande. Storie het so 'n paar beweeg. Ek hoop ek beweeg nog 'n paar. Nee, ek grap sommer. Okay, ons het net so 'n paar inleidende gedagtes. Ons het gesê geestelike dissiplines is om te kies wat jy die graagste wil hê bo wat jy nou wil hê. Dis iets wat jy nie met wilskrag alleen reg kry nie. Ons het die krag van die Heilige Gees nodig. Ons het die Here se teenwoordigheid nodig aan die een kant. Maar daar's twee kante van die coin. Die een kant is, ons kan dit nie net in eie wilskrag nie, dat ons daai bose kringloop elke keer ons probeer, en dan probeer ons hard, en dan kry ons dit nie reg nie, ons voel skuldig. Maar as ons dit saam met die Here doen, dan lyk dit so 'n bietjie anders. Maar saam met die Here beteken nie, dat dit nie van ons iets gaan verg nie. Dis iets wat ingeoefen moet word, dit vra effort, dit vra opoffering, dit vra tyd. So dit, iets wat mooi was van daai eerste week was die hele saai-maai beginsel, né? Die 3 beginsels, jy oes dit wat jy gesaai het, maar geestelike beginsel rondom die oes-maai beginsel is jy oes meer as wat jy gesaai het. En hoe baie van ons het nie al dit beleef nie, dat jy baie keer skuldig voel oor die hoeveelheid effort wat jy ingesit het en versus die hoeveelheid seën wat jy gekry het. En dan die laaste belangrike ding is jy oes eers nadat jy gesaai het. So ons kan nie verwag dat die Here ons moet seën met sy teenwoordigheid, met 'n klomp dinge, as ons nie eers die effort ingesit het nie. En toe het ons so 'n bietjie die tweede week baie gepraat oor ons benadering, ons houding, ons ingesteldheid, wat van kardinale belang is, as ons wil suksesvol wees in die beoefening van geestelike dissiplines. Ons moet dit benader met 'n hart vol vreugde, maar terselfdertyd moet ons weet dat dit 'n sekere ritme van ons gaan vra en dat ons van die begin af hierdie mindset het dat die Here dit gebruik om ons te transformeer sodat ons meer en meer soos Jesus kan lyk en kan optree. En toe het ons nou laasweek so 'n bietjie gesels oor 'n paar innerlike dissiplines en ek moet sê, as ek nou baie van die mense luister, dan staan baie van ons stil by hierdie innerlike dissiplines. Meeste van ons dink dit is wat geestelike dissiplines behels. En is baie belangrik, maar dis nie al nie en dis waaroor ons vanaand gaan praat. Daar's ander dissiplines ook wat ons partytjie van vergeet, wat ook 'n wonderlike ritme in ons geestelike lewe bring. So laasweek het ons so 'n bietjie gepraat oor meditasie, gebed, vas en studie. Ek dink een van die goed wat vir my mooi was wat uitgekom het in ons groepie laasweek was die hele gedagte van vas, dat baie van ons sukkel met die ritme om te vas, dat dit een van die geestelike dissiplines is wat vir ons amper die grootste uitdagings bring. En toe het mense gesê, maar dit sal wonderlik wees dat ons dit meer saam doen, want wanneer ons dit saam doen, dan kry ek dit makliker reg. En basies net voor ons die groepie gehad het, vroeg in die dag, het Nicolien my kom sien van die gebedsbediening, gevoel, die Here lê swaar op hulle hart, dat na aanleiding van ons maand van vas en gebed, dat ons eenmal 'n maand as 'n gemeente sal saam vas. So dankie vir dit. So ons groep sê ook dankie vir dit, want dit gaan maak dat ons ook
hierdie ritme meer kan beoefen. So vanaand staan ons so 'n paar oomblikke stil by 'n paar uiterlike dissiplines, as ook 'n paar korporatiewe dissiplines. Nou ek gaan net die verskil tussen die twee uitlig. Uiterlike dissiplines is daai dissiplines wat 'n sigbare effek het deur die beoefening daarvan, en korporatiewe dissiplines is dissiplines wat ons saam as gelowiges saam kan doen. Okay, so eers so 'n paar uiterlike dissiplines. Die eerste ene, 'n lewe van eenvoud. Die Engelse praat van die woord simplicity. Simplicity bring vryheid, dit bring vreugde en dit bring balans. Maar die belangrike ding van hierdie uiterlike oefening, want mens kan sien as mense die lewe eenvoudig aanpak, die basics reg doen. Mens kan dit sien in mense se lewens as die basiese goed in plek is. Maar dis 'n uiterlike leefstyl wat eers 'n innerlike oortuiging nodig het. Jy moet eers hier binne besluit dis hoe jy die lewe gaan aanpak, en anders dan gaan jy dit nooit kan doen nie. En ek dink julle kan die boekie gaan lees, maar die basiese beginsel gaan daaroor dat ons die koninkryk van God en sy geregtigheid eers moet soek en dan besef dat al die ander dinge dan vir ons bygevoeg word. En dit geld vir alles in ons lewens. Maak nie saak waarmee jy besig is nie, maak nie saak of jy iemand is wat 'n basic werk het en as jy baie opwinding rondom hierdie werk nie, of jy is hierdie entrepreneur en jy het al hierdie ventures aan. 'n Lewe van eenvoud is 'n sterk Bybelse beginsel. En daar is so 10 riglyne in die boekie wat ek net so vinnig wil lees, wat ek dink nogal powerful is. Goed soos, koop iets vir sy bruikbaarheid eerder as vir die status daarvan. Verwerp enige item wat moontlike verslawing kan kweek. Hoe baie mense sou nie al beter afgewees het as hulle daai beginsel gehandhaaf het nie. Ontwikkel 'n gewoonte om te saai, dinge weg te gee. Weier om deur die moderne noodsaaklikheid van dinge gepropageer te word. Leer om dinge te geniet sonder om dit te besit. Ontwikkel 'n dieper waardering vir die skepping. Kyk met gesonde skeptiese houding na koop nou en betaal later skemas, en daar's nog baie ander tipe skemas wat jy dalk met ander oë moet kyk. Dit het my so 2 of 3 mislukte pogings in ander skemas gekos om daai penny by my te drop, maar ek het hom nou. Gehoorsaam Jesus se opdrag rakende eenvoudige en eerlike pratery. Verwerp enigiets wat die onderdrukking van iemand anders bring. Verwyder enigiets wat jou aandag van God se koninkryk eerste aftrek. Ek dink dis waaroor vanoggend ook gegaan het, dat die Here moet op die troon wees en hy moet die Here van ons lewe wees. Ons moet waak teen ander afgode, want ander afgode vat ons aandag van die koninkryk af. Die tweede uiterlike dissipline is die dissipline van afsondering, in Engels solitude. En dis nie dieselfde as eensaamheid nie, want eensaamheid is innerlike leegheid, terwyl afsondering innerlike vervulling is. Jesus was 'n sprekende voorbeeld van iemand wat een kant gegaan het en in solitude die Vader se aangesig gesoek. 'n Paar keer het hy die disippels saamgesleep en sê hy kom saam met my na 'n eensame plek en dan gaan ons so 'n bietjie rus. En baie keer vanuit daai rus, dis waar die aanbidding, die teenwoordigheid van God en al die goed gevolg het. So dis 'n baie goeie dissipline en dis 'n dissipline waarmee baie van ons sukkel, in die era waarin ons is, waar ons heeltyd op die selfoon is en heeltyd met goed geoccupy word. Ek en my vrou was so laasweek vir so 'n paar dae weg en toe na ruk toe sê sy vir my, dink jy kan dit regkry om jou foon vir 'n rukkie neer te sit? Baie mooi sagkens, maar tog sarkasties gesê. En toe ek dit regkry, toe begin ek ontspan, ek begin goed beleef, ek begin goed om my raak sien. En dit was net 'n ongelooflike belewenis om net so 'n bietjie alles eenkant te skuif en net rustig te raak. Onderdanigheid. Die toetssteen van 'n Bybelse verstaan van onderdanigheid is Jesus se verklaring wat hy maak in Markus 8 vers 34, waar hy sê,
as julle my volgelinge wil wees, moet julle eie ek prys gee, julle kruis opneem en agter my aankom. Hierdie skrifgie maak dit vir ons baie duidelik dat ons onderdanig moet wees aan die Here deur onsself te verloon en ons kruis op te neem en hom daagliks te volg. Dan sal ons begin verstaan dat ons geluk nie daarvan afhang of ons iets op ons geluk nie daarvan afhang of ons iets op ons manier kan hê of nie. Ons verloor nie ons identiteit in onderdanigheid nie. Dis juist waar ons identiteit ontdek wanneer ons besef ons moet ons lewens oorgee aan die Here. Om jouself te verloon sê nie dat ek geen waarde het nie, maar dit sê omdat ek soveel waarde in die Here se oë het, kan dit jou help ook, kan ek ander mense help om hulle waarde te verstaan. So waarvan moet ons onderdanig wees? Toe my vrou sien hierdie ding, toe sy dadelik begin bely en sê sy's jammer dat sy nie so baie onderdanig aan my is soos wat die Bybel van haar verwag nie. Glo julle my? Niemand glo my nie. Waarvan moet ons onderdanig wees, sê die Bybel? Ons moet onderdanig wees teenoor God. Ons moet onderdanig wees aan die woord wat die hoogste gesag is. Daar's 'n baie sterk korrelasie in die Bybel van onderdanigheid binne in die familie. As jy 'n bietjie in die Bybel gaan lees, dan sê hy, as jy onderdanigheid wil verstaan in die groter prentjie, moet jy dit binne in jou huis eers te beoefen. Nou, vir die mans wat dit nou nie geweet het nie, as jy Efesiërs 5 gaan lees, daar waar hy van die rolle praat, dan sê hy mos nou dat die man is die hoof van die huis, maar die vrou moet die man onderdanig wees. Maar daai gedeelte begin deur te sê, wees aan mekaar onderdanig uit eerbied vir Christus. So ek weet nie hoeveel mans weet jy moet ook aan jou vrou onderdanig wees nie, maar die Bybel sê so. En onderdanigheid in die konteks van die Bybel beteken dat ek is daar om te dien, ek is daar om die minste te wees, ek is daar om jou te serve, ek is daar om myself vir jou te gee. En dan natuurlik onderdanigheid teenoor die mense met wie ons in aanraking kom, mense met wat ons wil beïnvloed en die liggaam van Christus. So dis 'n ingesteldheid. Diensbaarheid. As 'n gelowige werklik gesag wil hê, sê die Bybel, moet hy 'n dienaar wees. Ek weet nie of julle al gesien het hoe gesag mense korrup nie. Iemand is in 'n posisie en dan word hy aangestel en as hy daai gesag kry, dan verander alles. Want dan word dit gebruik om mense te manipuleer, mense te dwing en so aan. En dis alles behalwe waaroor goddelike gesag gaan. So om daai korrupsie te werk, sê die Bybel ons moet dien. Jesus het die voorbeeld gestel, iemand, ek dink Richard Foster het gesê, hy sê as ons Jesus moet beskryf, dan kan ons Jesus se gesag kan ons sê dat Jesus se gesag in die handdoek vasgelê is, nie in posisie en status nie, want hy het op sy knieë gegaan, hy het sy disippels se voete gewas. If serving is beneath you, leading is beyond you. Dit is nogal baie mooi gestel. En dan is daar natuurlik 'n gevaar, né, want jy kry party ouens, hulle sê die hele tyd vir jou hoe nederig hulle is, maar dan sien jy dit nie in hulle optrede nie. So daar's 'n vals deel ook af van oppas vir vals nederigheid. Okay, dan so 'n paar korporatiewe dissiplines. Die eerste een is belydenis. Augustine het gesê, the confession of evil works is the first beginning of good works. Okay, hierdie dissipline is op die teks gebaseer van Jakobus 5:16 en die meeste van ons ken dit. Daarom moet julle sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid sodat julle gesond kan word. Die gebed van iemand wie se saak met God reg is, het 'n kragtige uitwerking. Hierdie is natuurlik 'n teks wat deur mense of baie kerke heeltemal uit verband uitgeruk word. Want daar's kerke wat glo as ons nou vanaand 'n belydenis sessie hou, dan moet elkeen die mic kom vat en dan moet hy al sy sondes in detail vir almal kom vertel. En ek dink dis nie wat die Bybel bedoel nie. Die Bybel bedoel ja, dat daar binne 'n sekere konteks gelowiges is met wie wat jy kan vertrou, met die goed wat jy struggle. Maar dit beteken nie dis vir die hele kerk bedoel nie.
Dis baie keer nie, en miskien kan julle in die groepie so 'n bietjie daaroor praat. Dis baie keer ook nie eers vir jou selgroep bedoel nie. Nou, jy kan sekere struggles kan jy met jou selgroep deel, maar daar's goed wat jy jouself net te veel blootstel en dis ook die Bybels nie. Dan moet jy eerder iemand persoonlik gaan sien of iemand wat jy vertrou, iemand wat jy weet wat 'n mentor is of iemand is wat jy kan trust en dan kan jy hierdie swakhede bely en dit is 'n manier om al van vry te kan kom want dis een van die maniere wat die Bybel sê wat die Here ons vry maak. Wanneer 'n ou 'n belydenis doen teenoor iemand, dan moet die kruis sentraal staan. Dit wat Jesus vir ons gedoen het, want anders is dit amper soos 'n terapie metode. Ons bely hier en ons bely daar. Ek het daai goed al, ek gaan nou nie in diepte daaroor gaan nie, maar dit kan nogal redelik skeef loop. Die resultaat van hierdie dissipline is om 'n einde te maak aan voorgee en om waar en eg te wees. Dit dra by tot ons heiligmaking. Die dissipline van aanbidding, saam aanbid. Nee, daar's al baie daaroor gesê, maar 'n paar mooi goed wat in die boekie staan is aanbidding is die menslike reaksie, respons op God se soek na ons. Dis ook ons reaksie op die openbaring van die liefde uit die hart van die Vader vir ons. Partykeer het ons hierdie idee en ek dink die Here sien ons harte raak en ek dink hy vergewe ons daarvoor, maar partykeer dink ons omdat ons aanbid, omdat ons die Here aanbid, omdat ons hom loof en prys, moet hy nou seker goed vir ons doen. Is glad nie die doel van aanbidding nie. As jy in die Bybel gaan lees, is daar nêrens dat die doel van aanbidding is om die Here te loof en prys sodat hy vir jou goedjies kan doen en vir jou kan gee nie. Ons is nie besig om die heavenly butler te vereer en dan moet hy nou sekere boksies tik nie. Aanbidding is 'n refleksie van die grootheid van God en dis hoekom die middelpunt van hierdie dissipline in die Bybel is in gees en in waarheid, né? Johannes 4 vers 24, God is gees en die wat hom aanbid moet hom vanuit 'n hegte verhouding met gees en in waarheid aanbid. Aanbidding is nie 'n transaksie nie. Wat jy gee om te ontvang is nie die hart van aanbidding nie. Die hart van aanbidding is uit dit waarna God smag en dit is ons reaksie op sy liefde vir ons. Ons moet leer om die Here te aanbid vanuit 'n plek van dankbaarheid vir wat hy vir ons gedoen het. Dan sal ons aanbidding totaal anders lyk as net 'n liedjie wat ons sing of woorde wat ons herhaal. Net soos aanbidding 'n heilige verwagting met 'n heilige verwagting begin, eindig dit in heilige gehoorsaamheid. As jy regtig aanbid het, en dit het ek in die laaste tyd in die kerk persoonlik beleef. Wanneer ek voel ek het regtig aanbid, dan is dit asof die Here vir my uit die aanbidding sê gaan doen dit en gaan doen dit. So die regte reaksie of die regte vrug van aanbidding is gehoorsaamheid. Daar gebeur iets in jou gees. En dan 'n dissipline waaroor ek nie vreeslik baie gaan sê nie, is afhanklikheid van God se leiding. En op 'n stadium kan ons dalk 'n gesprek daaroor hê, want die Here lei ons op verskillende maniere. Hy lei ons deur sy woord, hy lei ons deur sy gees, hy lei ons deur gawes. Daar's verskillende maniere wat die Here met ons praat en vir ons die pad wys wat ons moet loop. Maar een van die maniere, en ons praat hier van korporatiewe dissiplines, is leiding deur medegelowiges. Okay, daar is natuurlik 'n gevaarlik daaraan. As jy al jou maats gaan vra vir raad, kan jy partykeer dom besluite ook neem. Maar daar medegelowiges is vir mekaar gegee en die Bybel sê uit die raad van vele raadgewers kom daar wysheid. So wanneer ons partykeer met meer as een medegelowige praat en ons stap uit hulle wysheid en hulle insig, dan lei die Here ons daardeur. Nog 'n korporatiewe dissipline is viering of celebration. Okay, viering staan sentraal in alle geestelike dissiplines. Nou dis goed soos wat ons, ek glo met my hele hart dat ons Sondag doen wanneer ons hier saamkom, is 'n viering van God se koningskap en van wie hy is en om sy naam groot te maak. Daar's verskillende maniere wat ons God celebrate, waar ons saamkom, sy grootheid celebrate. En dan is daar iets rondom viering
wat ek dink ons in die gemeente gerus baie meer van kan maak. En dis die viering van klein goedjies wat in ons lewens gebeur, wat eintlik wonderlike mylpale is. Ek dink ons is great om mense te kry om gedoop te word, maar hoeveel keer vier ons agterna en sê, kyk wat het die Here gedoen. Ek dink net maar toe ons nou die aand by die nuwe lidmate daai foto van julle so 'n bietjie geselebreit het. Ek dink dis daai goed, die mylpale, die goed wat ons bereik het, wanneer ek 'n volgende tree gegee het in my geestelike lewe, is die goed wat ons moet celebrate en vier en sê, maar ek het hierdie vordering gemaak op geestelike gebied. En dan wil ek afsluit met iets wat nie in die notas staan nie, maar wat ek glo, is 'n innerlike dissipline, dis 'n uiterlike dissipline, spesifiek in ons gemeente, en dis ook 'n korporatiewe dissipline. Iets waarmee die Here, ek dink lank terug met die ouderlinge 'n kwaai pad gestap het, en toe dit van daar af 'n pad geword vir die gemeente. En soos julle almal nou wat hier is, ek dink reeds weet, eenmal 'n jaar hou ons 'n dankbaarheidsdiens, 'n dankofferdiens, waar die klem so bietjie is op dankbaarheid, waar ons half onsself dwing om tot stilstand te kom en te sê, kom ons sê vir die Here dankie vir die jaar wat verby is, en kom ons sit ons vertroue in hom vir die jaar wat kom. Maar daai hele Bybelse opdrag, en gaan kyk bietjie weer toe, ek net so bietjie weer kyk, dit feature nou in die notes rondom aanbidding, maar dankbaarheid is 'n Bybelse opdrag op verskillende maniere. Paulus sê, soos wat hy sê, ons moet bid in die Gees, soos wat hy sê, ons moet bid sonder ophou, soos wat hy sê, ons moet gereeld bid, soos wat hy sê, ons moet sekere goed, sê hy dit as 'n opdrag, by meer as een geleentheid, die Bybel sê by meer as een geleentheid, dat ons moet dankbaar, hy sê, want dis wat God in Christus Jesus van ons verwag. En ek glo met my hele hart, dis iets wat die Here regtig baie swaar op my hart gelê het, reeds as 'n jong man, dat ek moet 'n dankbare hart hê teenoor dit wat die Here vir my doen, waar ek is, dit wat ek ontvang het, dit wat ek het elke dag. En ja, dis nogal iets wat ek redelik inoefen in my eie lewe, is om die Here te loof en prys en dankie te sê vir dit wat ek het. En as ek sê dit wat ek het, dan is dit die mense om my, maar is ook dit wat ek ontvang het, want dit is so maklik om, weet, ons gaan baie maklik in daai mindset om te sien wat het ons nie. En ons vergelyk onsself met mense wat meer as ons het gewoonlik, en dan sê ons, maar kyk, hoe min het ek. Maar ek dink dis iets wat jy moet inoefen. Dissipline vir jouself, vir jou eie lewe, 'n dankbare hart kweek voor die Here. En dan is dit iets wat ek glo ons in aanbidding, aan die ander woorde die korporatiewe in aanbidding, in ons lofprysing en alles waar ons die Here loof en dank vir wie hy is, maar waar ons ook ja, ek het nou gesê innerlike dissipline, uiterlike dissipline, in die sin, mense moet dit hoor. Mense moet hoor dat jy dankbaar is. Ons moet dit uitspreek. Ons moet ons dank teenoor God uitspreek. En dan moet dit ook natuurlik korporatief in ons aanbidding oorkom. So ek glo dat dit een van daai dissiplines is wat die Here vir ons as gemeente by uitstek gegee het, en om in te skyn, te shine on. Weet nie of ons al shine on nie, maar ek dink ons kan gerus daaraan werk. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U dit met ons goed bedoel. En Here, vanaand hoor ons oor geestelike dissiplines wat ons miskien nie altyd in ons gedagtes of ons mindset sit en sien as dissiplines wat ons moet beoefen nie. Here, maniere van lewe, ons houding, ons lewensingesteldheid, dit wat ons reflekteer, dit wat mense sien as hulle na ons kyk, sien hulle hierdie onderdanigheid, sien hulle dat ons lewens diensbaar is, sien hulle, Here, dat ons 'n verskil maak, sien hulle dat ons tyd uitkoop in afsondering, sien, Here, is dit goed wat sigbaar is in die uiterlike in ons lewens, want Here, wanneer ons hierdie regte ingesteldheid het, dan help dit ons ook om
rondom die ander dissiplines nog sterker en nog meer in die groove van dit te kom. Here, in hierdie week het ons, ek glo baie van ons wonderlike tye in die teenwoordigheid beleef. Ek glo meer mense, maar vanaand wil ek vir U dankie sê vir hierdie tyd wat ons saam kon spandeer en vir wat dit vir my in my lewe kom doen het. En ek wil bid dat die vrug daarvan in ons lewens sal sigbaar word, al meer en meer deur hierdie jaar, en dat die grondslag wat hier in hierdie 3 weke in ons lewens gelê is, Here, dat ons almal die vrug daarvan sal beleef en ook die uitvloeisel daarvan in ons lewens en in ander se lewens, is my gebed in Jesus naam. Seën ons ook nou saam in die groepies. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. OK, so net nog so, Pastoor Jos het laas ook vra, ekskuus, ek is nou nie so organised soos jy nie, pastoor, maar hulle het die boekie, hulle het gelukkig die boekie. So as ek nie iets gesê het nie, of het mis, gaan dit in die boekie kry. So vanaand se besprekingsvrae, daar seker meer wat 'n ou kan vra, maar hierdie volgende vraag, is die konsep van eenvoud vir jou 'n moeilike gedagte om na te speur? Wat is die dryf agter die gedagte om nie in eenvoud te leef nie? Want baie insê nie, maar my lewe moenie simplicity wees nie, dit moet kompleks. Party van ons hou van kompleks lewe, maar as jy dit sê, hoekom sê jy dit? En hoe sal dit jou dissiplines beïnvloed? Tweede vraag, watter praktiese stappe kan jy in jou lewe inbou om 'n lewe van afsondering te leef in hierdie besige era waarin ons leef? En dan die derde vraag, is dit vir jou 'n moeilike gedagte om te dink dat jy sonde waarmee jy sukkel moet bely teenoor iemand anders? Hoe gaan jy deel met skuld en skaamte wat mag verhoed dat jy hierdie dissipline toepas?